Hier is die volgende onderwerp vir aardrykskunde. Dit is eenheid 4, konsep van skaal. So as ons aan die linkerkant kyk hierso, wat in die opsomming staan, konsep van skaal. Skaal, die eerste kolletjie, wys hoe ver dinge op die kaart is in die werklike lewe. Waarvoor gebruik ons skaal? Soos 2 punte, om regte afstande uit te werk. En dan die tweede kolletjie om te wys hoe kleiner die kaart is as die regte plek. Hierdie handjie wys, onthou skale help ons meet hoe ver plekke regtig is vir mekaar af. En dan gaan ons na die volgende blokkie toe hieronder. Tipe skaal op 'n kaart. Eerste een is 'n lynskaal, gebruik 'n lyn om afstand te wys. En dan 2 woordskaal, gebruik woorde om afstande te verduidelik. So hieronder is net 'n voorbeeld, 'n lynskaal kan so lyk. Dit beteken 1 cm op die kaart is gelyk aan 100 km op grond. Hierdie is die regte afstand. En dan 'n woordskaal sê vir ons in woorde wat die skaal is. Byvoorbeeld 1 cm op die kaart is gelyk aan 100 km op grond. So as ons nou hier na die regterkant toe gaan om te kyk hoe ons dit makliker kan maak vir toets. Konsep van skaal, die eerste punt. 'n skaal op 'n kaart word gebruik om die werklike afstand van plekke te bepaal. Onthou dit maar net, dit is te belangrikie want jy gaan eintlik 'n toepassing in die toets doen. Punt 2, ons moet kaarte 'n skaal gee want ons kan nie die regte grootte van byvoorbeeld Somersetwes op papier teken nie. Dis die rede hoekom hulle 'n skaal gee vir kaarte. Anderste hoe sal 'n mens nou Somersetwes op 'n stuk papier kan teken, want dit is te groot in die regte lewe, dis hoekom ons 'n skaal op die kaart te sit. En dan, hierdie is heel belangrikste om te weet, jy gaan dalk 'n vraag kry hieroor, daar is 2 tipe skale, die eerste een is 'n lynskaal, gebruik 'n lyn om die afstand te wys, dink aan die linkerkant die liniaal. En dan die tweede een is 'n woordskaal, gebruik woorde om die skaal se afstand te verduidelik. Dan hierso is 'n paar voorbeelde van verskillende kaarte met verskillende skale. So as ons links kyk, linksbo, hier is 'n wêreldkaart. En hier sal mens sien 1 cm is gelyk aan 3200 km. Dan kry mens hierso, hier is 'n kaart van Suid-Afrika. En mens sal sien 1 cm is gelyk aan 200 km. Hierdie afstand is kleiner want Suid-Afrika is baie kleiner as die res van die hele wêreld. Hierso aan die linkerkant. Dan sal mens na die volgende een toe gaan hierso. Dit is Noordwes, dis ook 'n provinsie, skus. En 'n provinsie is kleiner as Suid-Afrika. So as mens hierso kyk, die skaal is baie kleiner. 1 cm is gelyk aan 72 km. Dan die volgende een is wat nou mens na 'n stad kyk. 'n Stad is kleiner as 'n provinsie, dis hoekom die skaal ook hierso kleiner is. 1 cm is gelyk aan 1 km. So as mens lees hier in rooi, hierdie kaarte het almal verskillende skaal. 'n Straatkaart kan net so groot voorkom soos 'n wêreldkaart, omdat dit 'n ander skaal het. En dit is baie belangrik. Dis hoekom mense hierdie verskillende grootte sien van die skale. En as mens na die regterkant gaan, hier so net kyk, as mens leer vir die toets, elke kaart se skaal verskil. Dis 'n spelfout vir skil. Punt 1, ons moet vir elke kaart kyk wat die skaal sê. Dit is belangrik. Punt 2, Weskaap provinsie se skaal sal kleiner wees as 'n wêreldkaartskaal. Die rede is dat die Weskaap provinsie baie kleiner in vergelyking met die wêreldkaart is. Dis wat mens basies hier aan die linkerkant verduidelik het. Die hoofpunt van hierdie skyfie is net om te weet dat mens moet gaan kyk wat die skaal is aan die onderkant van elke kaart. Volgende skyfie, so is 'n aktiwiteit wat van die handboek afkom. As mens sien, dit is oefening op bladsy 14 en 15 in die handboek, aktiwiteit 7. So hulle sê, kyk na die prentjie hierbo en gebruik die kaart op bladsy 15 om die onderstaande vrae te beantwoord. Ignoreer hierdie. Weet net, as mens kaartwerk doen om afstande te bepaal, jy gaan jou liniaal moet gebruik en dit is baie belangrik. So as ons na vraag 1 gaan kyk, gebruik 'n liniaal en 'n woordskaal om die regte lyn afstand op die grond te bereken.
So vraag 1 is 1A van Oos-London na Pretoria. So jy gaan na bladsy 15 toe vir die kaart hier so aan die linkerkant. En dan sit jy jou 0 van die liniaal op Oos-London. So, en jy met 'n reguit lyn na Pretoria toe. En dan kyk jy wat die afstand is in sentimeter. So as ons kyk na die antwoord, van Oos-London na Pretoria is dit 5 cm. Dan sien ons hier op die kaart, hier onderaan die skaal, 1 cm op die kaart is gelyk aan 160 km op die grond, of in die regte lewe. Met ander woorde, ons maal dan 160 km met 5, hierdie 5 is die 5 cm, en sien dat die regte lewe afstand 800 km is. So op jou sakrekenaar sê jy 5 cm, of met ander woorde 5 maal met 160, en dan sal die sakrekenaar vir jou 800 km gee. Dan by vraag 1B van Mafikeng of Mmabatho na Polokwane. So dan gaan ons hier na die linkerkant toe. Jy sit eers jou 0 van die liniaal op Mafikeng, hierso. Jy meet met 'n reguit lyn tot by Polokwane, en as ons kyk na die antwoord, van Mafikeng Mmabatho na Polokwane is dit 2.9 cm, en dan weer ons sien op die kaart dat die skaal wys dat 1 cm gelyk aan 160 km is. Ons maal dan 160 km met 2.9, hier is die 2.9 cm, en sien dat die regte lewe afstand 464 km is. Op sakrekenaar. Volgende skyfie, dit is by 2A, gebruik jou papierstrook en die liniaal lynskaal om die reguit lyn afstand op die grond te bereken. 2A, van Kaapstad na Johannesburg toe. So as kyk jy op die kaart aan die linkerkant, hier is Kaapstad, jy sit die liniaal op 0, en jy meet 'n reguit lyn na Johannesburg toe, wat hier so is. En as ons kyk na die antwoord, van Kaapstad na Johannesburg is dit 8.1 cm. Ons sien op die kaart dat die skaal wys dat 1 cm gelyk aan 160 km is. Ons maal dan 160 km met 8.1 en sien dat die regte lewe afstand 1296 km is. En hierdie 160 maal 8.1 doen jy op die sakrekenaar. Dan 2B van Port Nolloth aan die Weskus na Durban aan die Ooskus. So as ons kyk na die kaart hier op die linkerkant, hier is Port Nolloth, jy sit hier liniaal op 0 neer hierso, en jy meet met 'n reguit lyn van Port Nolloth na Durban toe. As jy kyk na die antwoorde, 2B, van Port Nolloth na Durban is dit ook 8.1 cm. Ons sien op die kaart dat die skaal wys dat 1 cm gelyk aan 160 km is. Ons maal dan 160 km met 8.1, 160 maal 8.1, en sien dat die regte lewe afstand ook 1296 km is.